Groet julle in die mooie naam van Jesus Christus. Die naam bo alle name, daar's net vir ons een naam gegee waardeur ons gered kan word. Is die klank te hard? Dit is mooi hard en duidelik die woord van die Here hoor vanmôre. Ek het gister die voorreg gehad om 'n wonderlike egpaar by ons aan huis te hê. En dit is so wonderlike, ware rolmodelle wat ons gister in huis gehad het. En ek wil vir julle sê, sout van die aarde mense. En terwyl ons nog so sit en gesels gister, toe kom die vraag op. Waarom kom mense Grace toe? Wat is die rede? Waarom sal mense nou Grace toe kom, of hoekom sit u nou ook vanoggend hier? En die vraag het ons nou so 'n bietjie bepeins en 'n bietjie daaroor gesels. En ek wil vanoggend vir jou dieselfde vraag vra. Hoekom is jy vanoggend hier by Grace? In al die plekke waar daar vandag evangelie verkondig word. Waarom kom luister jy daarna? Dat is natuurlik seker heel waarskynlik meer as een regte antwoord. En die antwoord is natuurlik omdat die Heilige Gees jou hiernatoe gebring het. Dit is natuurlik die eerste antwoord en primêr die rede. Maar kom ons dink bietjie verder. Wat is nog 'n rede hoekom u vandag hier sit? Van die oudste persoon vandag tot die jongste persoon vandag. Wat sal die rede wees? Hier by Grace en by alle kerke of samekomste waar daar ware bloedgewaste kinders van die Here saamkom. En as daar nie bloedgewas is nie dat hulle tot die waarheid sal kom. Vir die eenvoudige rede ook, sodat jy nie kan sê, ek het nie geweet nie. Dis een van die redes hoekom u vandag hier sit. En dis een van die redes hoekom ons ook laasweek gekyk het na die spieël van die wet. Ons het laasweek gesê net ter hersiening, as daar nou 'n spieël sal wees en jy kyk na die spieël aan 'n wettiglike spieël, 316 wette in die Ou Testament, en jy meet jouself aan hierdie spieël, sien jy baie beslis nie hoe oulik ons is nie. Ons sien hoe gebroken ons is. En ons het net die 10 gebooie gevat laasweek en ons het gesien, geen mens kan selfs in een van die 10 wette. En al sou ons dalk aan 1 of 2 sou voldoen, as ons in 1 gestruikel het ons in almal gestruikel. So dit is dan die boodskap wat ons vandag wil bring. Ek wil vandag vir u die oplossing kom gee. En ek nou 'n tema vandag vir u sou sê, wat ons nou begin het laasweek om te sê, niemand van ons verdien die ewige lewe, menende om saam met Jesus ewig te wees nie. En ek sê, ek wil vandag uit die woord uit vir u kom vertel, wat is God se volmaakte oplossing vir elkeen van ons wat hier is vandag? Wat is God se antwoord vir ons oor hierdie gebooie wat ons nie kan bewaar nie? En ons gaan vandag daarna kyk. Kom ons sluit die oë. Ons wonderlike hemelse Vader, wat 'n voorreg, Here, om vanoggend weer saam te kom in u naam. En dankie dat daar vir ons 'n naam gegee is, Jesus Christus, waardeur ons na u kan gaan, tot in die troonkamer. Vader, ek wil vra, Here, dat u vandag die Heilige Gees sal laat werk, Here, in elkeen se hart. Here, as daar genesing moet wees, laat daar genesing wees. As daar vertroosting moet wees, laat daar vertroosting wees. Here, as daar bemoediging moet wees, laat die Gees self die bemoediging doen. Here, en as daar vermaaning moet wees, laat die Gees self die vermaaningswerk sal doen. Here, en as daar oortuigingswerk gedoen moet word oor die verlossingswerk in iemand se hart, Here, dat die Gees dit self sal doen. Ons hemelse Vader, ons staan skuldig voor u vanmôre, as ons in die spieël kyk, en ons meet onsself aan die wet, wat vir ons opgeteken is. Sien ons, Here, dat ons so skuldig is, en dat ons niks verdien, as die swaalrekende verdoemenis nie. Maar Here, dan wil ons ook vir u kom dankie sê, aan die verlossingsplan, wat u vir ons gegee het, vir die mensdom bewerkstellig het, Here,
sodat ons, Here, weet dat ons 'n toekoms het, 'n blymoedige toekoms in Christus, want deur Christus se genade en deur sy kruisdood kan ons 'n nuwe mens word, Here, en dat U nou ons anderster sien. Here, U sien nie die gebrokenheid nie, U sien nie ons broosheid nie, want dit is oorwin die kruis van Golgotha, deur die genade van Here Jesus Christus. Daarom wil ons vir U kom dankie sê, vir dit wat U gedoen het, Here. Vader, as dit nie vir U was nie, dan was ons so hopeloos. Maar omdat U leef, sien ons kans vir môre en het ons hoop, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Vir die wat die Bybel sê, is welkom om my Bybels oop te maak in Romeine 3. Hoe ons vandag dit gaan doen, ons gaan 'n versie lees van Romeine 3 en ons gaan begin by vers 21. So die hele idee vandag is dat ons 'n versie lees en die versie behandel, want kyk, ons kan ons nou nie in ons eie opinies boodskappe bring nie, want dan sal dit te vergeefs wees. Ons bring die woord van God en onthou die woord sê, die woord is God. Dis wat die woord sê, dis wat Johannes vir ons opgeteken het. Ons het gesien dat die hele skrif deur God geïnspireer is. So as jy die Bybels wil oopmaak, en ons gaan ook die versies voor vertoon, as jy daarna wil kyk, maar ons gaan begin om die verlossingsplan wat God bewerkstellig het, te bestudeer. Net in Romeine 3 vandag, en dit is die antwoord. Dit is die antwoord op al die vrae. Mense jaag na antwoorde, hulle streef na die waarheid, en dan is daar nog baie sienings en opinies. Ons gaan vandag kyk, wat is die waarheid en wat het ewigheidswaarde? So ons teks wat ons nou ook laasweek al aangeraak het, is natuurlik Romeine 3 vers 21. En ek wil begin met die eerste vers dit vir julle te lees, en ek gaan dit miskien 2 of 3 keer lees in die eerste gedeelte. En ons gaan kyk, wat is vir ons die oplossing? Nie meer wat is die probleem nie. Daar is nou genoeg stukke in die Bybel wat vir ons wys wat is die probleem en hoe skuldig ons is. Vandag fokus ons op die antwoord. Teksvers vir vandag kan ons sê, Romeine 3 vers 21, en daar staan geskryf, opgeteken vir ons deur Paulus, geïnspireer deur die Heilige Gees, daar staan, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Nou geliefdes oom, tannie, jongeling, wanneer ons nou na hierdie versie kyk, sien ons dat Paulus begin met die woorde, maar nou. Almal van u het seker al 'n verhaal gekyk op televisie en 'n boek gelees. En dan ewe skielik ernstig in die boek, of ernstig in die fliek, is 'n punt waar hy sê, maar nou. Jy het nou al hierdie slegte goed gesien van hoe ons dit nie kan verdien nie. Nou begin Paulus en sê, maar nou. Hier is die antwoord, maar nou. En dit is die sleutelwoord in hierdie gedeelte. Dis asof hy sê, luister, hier is die antwoord op al julle vrae. Op alles wat u wonder, hier is die antwoord. Dit is wat Paulus bedoel het. En as ons hierdie 2 woordjies begin om te sê, maar nou, is dit eintlik 'n jubelroep om eer aan God te bring. En in Jesus Christus, vir dit wat hy vir ons gedoen het. Na al die donker hoofstukke van Romeine en die wet in die Ou Testament, wat eintlik vir ons 'n donker spieelbeeld van onsself wys in die spieël, en ons sien, ons verdien niks. Ons het geen reg nie. Ons het net voorregte in Christus. En as ons nou kyk, sê hierdie versie, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet. Hoor wat sê die woorde? As ek dit nou parafraseer en ander woorde sal sit en sê ek, maar nou is hierdie die begin, die hartklop van die evangelie. Die engine van God se reddingsplan. Dis wat volg. Maar nou, hier is die God se reddingsplan vir elkeen van ons wat hier sit. Hier lees ons dat mense nie deur wet of deur goeie werke geregverdig kan word nie, maar slegs deur Jesus Christus
wat vir ons aan die kruis gesterf het. Jy sien, ons mense probleem is nie dat ons die verkeerde dinge doen nie. Ek wil weer sê, die mense probleem, u en my probleem, se probleem is nie dat ons die verkeerde dinge doen nie. Ons probleem is dat ons van nature sondig is. Nogal 'n verskil. So ons is sondig, en ons sondig nie, en dan word ons sondaars nie. As jy nou nog gaan kyk na prosperity preaching of voorspoedprediking, dan draai hulle dit so 'n bietjie om. Die woord hier staan, ons is nie sondig en daarom word ons sondaars nie. Nee, dis nie wat hier staan nie. Ons doen sonde omdat ons sondaars is. Dis wat Paulus vir ons hier wil sê vanoggend in hierdie eerste versie. So die wortel van die mens se probleem, se afvalligheid, se verwydernis van God se reddende genade en van sy liefde en van sy trou, is ons gevalle natuur, wat begin het by die sondeval. En geen wette of pogings van ek en u kan dit regstel nie. Ons het laas Sondag deur elkeen van die 10 gesien. En ons het gesien, Here, ons is skuldig. Maar nou, lof aan God, want hy het self, God, die Vader het self die verlossingsplan, die oplossing vir die formule, vir die wiskundige probleem gegee. Paulus wys vir ons dat God se plan is om sondaars te red. En in hierdie gedeelte wat ons nou gaan lees, sal jy sien daar's 'n 7-punt plan van God vir ons opgeteken in Romeine 3. Net in die eerste 6 verse. 'n 7-punt plan, en ons gaan kyk wat God se plan is. Wat is hierdie 7 punte wat God vir ons bewerkstellig het, sodat ek en jy weet dat ons weet dat ons by Jesus sal wees. En ons wil vanoggend daardeur gaan stap oor hierdie 7 dele van God se plan. Ons kan net dit van God verstaan, dit wat hy ons openbaar. As ons God sou verstaan, sal ons mors dood neerval. So wat is die eerste gedeelte van die plan? Ons het dit reeds gelees, kom ek sê dit vir u andersom, in die 21ste versie. God se oplossing dan doen weg met veroordeling. Paulus hierso begin deur te sê, deur die wet is daar geen weg tot geregtigheid nie. Ons het dit gelees in vers 21 in die Bybel. Deur die wet is daar geen weg tot geregtigheid nie. 'n Mens kan die hemel nie bereik deur jou eie pogings of jou eie nakominge van die wet nie. Jy sal klaaglik misluk. Die probleem lê nie in dit wat ons doen nie, maar in wat ons is, ons sondige natuur. Want ons is in sonde ontvang en gebore. Om God te behaag, moet 'n mens 100% volmaak wees. So daar's nou 2 opsies hoe jy nou in die hemel kan kom. Jy kan al die wette, 613 plus al die ander wette wat God persoonlik vir jou gee, onderhou en geen struikel nie. En kom ek sê vir jy, daar's nie een nie, sê die woord. Selfs nie een wat dit kan onderhou nie. Daarom het God 'n plan vir ons. Hy het 'n plan. Daarom die tweede opsie is deur die genade van Here Jesus Christus. Daarom God moes self ingryp om 'n plan te bewerkstellig dat ek en jy in die hemel kan kom. Sodat hy vir ons nie net 'n nuwe stel reëls gee nie, maar dat hy vir ons 'n nuwe natuur in Christus gee. So wanneer ons tot geloof kom in Christus, met ander woorde die dag as jy gered is, deur die bloed van Christus,
neem hy jou ou sondige natuur weg. En hy beklee jou met sy geregtigheid. Ons ontvang 'n nuwe geaardheid. Ons word 'n nuwe skepsel. Kyk, al die ou dinge het verbygegaan. Dis 'n geestelike natuur wat van God self afkom. Hierdie is die eerste deel van God se plan. Ons kan onsself nie red nie. Ons kan onsself nie verander nie. En ek wil eintlik sê, jy kan nie jou man en jou vrou verander nie. Dis net deur die genade van Jesus Christus dat ons kan nie is. So wat is die tweede deel van hierdie 7de deel? En ons is nog steeds by Romeine 3 vers 21. Die geregtigheid van God word aan ons geopenbaar. Ons het gelees, Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God aan ons geopenbaar. So wat beteken dit nou? In eenvoudige Afrikaans. Dit beteken, God het self die sluier voor jou oë weggevat. God self het dit vir jou geopenbaar en sy geregtigheid aan jou bekend gemaak. Wat die mensdom nooit kon ontdek nie. En nooit sou ontdek nie, het God self aan ons kom openbaar. En dis die evangelie. En die evangelie is nie 'n menslike ontdekking nie. Dis 'n goddelike openbaring deur sy woord. Die wet en die profete het reeds vooruitgewys na hierdie plan. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar selfs van Genesis af, deur al die profete en al die geskrifte word daar gewys na die verlossingsplan wat die Vader self bewerkstellig het. Kom ons vat 'n voorbeeld. Abraham. Ons almal ken die verhaal van Abraham in die Bybel. Hy het geglo. Hy het in die Here geglo en dit het hom tot geregtigheid gereken. Jy kan Genesis 15 lees. Hy is geregverdig omdat hy geglo het. En die profete het gespreek van 'n nuwe verbond. Jy lees dit al van die Ou Testamentiese gedeelte af, wat hulle verwys van die nuwe verbond, wat God op ons harttafel sou kom skryf. Jesaja 31. Ek wil vir u sê dat hierdie boodskap vandag, gaan ek net so die hoofpunte op die groep plaas, behalwe nou dat dit nou natuurlik op video sal wees, sal die hoofpunte vir u geskrewe op die groep is. So, u hoef regtig nou nie bekommerd te wees as jy nou nie iets onthou vandag, of een van die punte mis, of een van die versies mis. Ek gaan dit direk na die diens op die groep plaas. So u kan maar net luister en ontspan. Jy moenie alles probeer onthou nie. Dit sal daar wees vir jou vir later. Ons sê, God het lankal dus, van die begin van tyd af, het hy self die oplossing gebring vir ons. En daardie oplossing is natuurlik Jesus Christus, die lam van God, wat vir die sondige wêreld gesterf het, en die sonde van jou en my weggeneem het. Wat is die derde ding wat ons kan sien in hierdie gedeelte? Kom ons lees Romeine 3 vers 22. En daar staan geskryf: die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. So die derde punt wat ons kan uitwys vandag is dat geregtigheid kom deur die geloof in Jesus Christus. Deur niks anderster nie. Wat beteken dit? Dit beteken, kom ons begin so, let op die klein woordjie deur, in die versie wat ons gelees het. Deur die geloof in Jesus Christus. Ons lees hier 'n klein woordjie, die woordjie deur. Geregtigheid kom deur geloof. Nie geloof as 'n menslike prestasie nie. Kyk, ek is mos so oulik, en dis mos wat mense wil hoor in 'n kerk Sondag. Jy wil hoor wat 'n kampioen jy nou eintlik is. En hoe oulik en hoe mooi jy nou eintlik is.
Die Bybel praat iets anders, dit begin by die slegte nuus. Dit begin dat jy 'n verlore sondaar is, 'n helverdiende sondaar. En dit werk deur na die goeie nuus toe. Op die ou ende is jy meer as 'n oorwinnaar as jy in Christus is. En as jy een van hierdie kante uitsonder, is jy nie volgens die skrif reg nie. Nee, ons geloof is nie ons menslike prestasie nie. Ons kan niks doen om onsself in die hemel in te werk nie. Nou hier's nou 'n ding wat nou bietjie mooi reg verstaan moet word. Goeie werke bring nie redding mee nie. Jy kan niks doen om jou in die hemel in te werk nie. Maak nie saak wat jy doen vir ander mense, wat jy doen vir die kerk, selfs wat jy probeer doen vir die Here, kan jou in die hemel inbring nie. Maar wanneer jy gered is, dan bring dit goeie werke mee. Dan wil jy vir die Here werk. Dan wil jy gaan disippels maak, soos wat Jesus gesê het. Mens moet daai onderskeid net reg verstaan. So as jy reg is en jy's gered en jy's op pad hemel toe, dan wil jy goeie werke doen. Hoekom wil jy dit doen? Omdat jy meer en meer soos Jesus sal wees. En dis ook vir daai werke wat jy nou natuurlik eendag krone sal kry in die hemel. En hierdie is nie net 'n blote vertroue dat God iets gaan doen nie, maar 'n vaste oortuiging dat God reeds die weg gebaan het. Hy het dit reeds gedoen. Daar's nie iets wat God nog moet doen nie, hy het dit reeds gedoen. Daarom is dit so versigtig partykeer om te hoor as die mense iets sê, wat sê die Here, want hoekom sal hy nog iets verder sê? Ek sê nie hy doen nie, natuurlik kan hy's soewerein, hy kan doen wat hy wil. Maar hoekom sal hy vir jou iets openbaar as jy nie voldoen aan dit wat hy alreeds geopenbaar het nie? Met ander woorde, sy geopenbaarde wil in die Here, in die woord. Daar is reeds vir jou, hierdie is reeds geopenbaar. So as jy nie dit eers doen nie, waarom sal hy dan nog vir jou nuwe dinge openbaar? En natuurlik kan die Here vir jou dinge openbaar soos jy aangaan. Maar hierdie sal reeds vir ons geopenbaar in jou gehoorsaamheid is die maatstaf. Ons mense is mos altyd in die besigheid, in die wêreld, of jy nou in die plaas is of in die koöperatiewe wêreld, meet ons mos ons eindresultaat. En as die kerk nie vol is nie, en die kerk se finansies is nie so nie, en jou besigheid se eindresultaat is nie wat jy wil hê nie, dan dink ons ons het misluk. En dis nie hoe God werk nie, want God se weë is nie ons weë nie. Sy gedagtes is nie ons gedagtes nie. Hy meet nie die eindresultaat soos wat ons dit meet nie, hy meet jou gehoorsaamheid aan hom. Of jy nou 1 persoon of 2 persone vandag is, as ons gehoorsaam is, dan het ons wat God wil hê, ons moet hê, gehoorsaamheid aan hom, en so in jou eie lewe en jou geloof, en daarmee sê ek nie asseblief, jy moenie werk en arbei met 'n doelstelling nie, dis nie wat ons sê nie, want ons moet heers oor die aarde. Ek praat nou in hierdie konteks van redding. God meet jou gehoorsaamheid aan hom. Wat is die 4de gedeelte wat ons kan sien hierso, en dit lees ons in Romeine 3 vers 23. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Hoor wat sê hierdie versie? Almal. Daar staan nie almal en in hakies behalwe nie. Daar staan almal het gesondig. Almal het 'n behoefte om gered te word, want ons almal is verlore. Nie een of ander uitsondering nie. Ek dink nie daar's baie om te verduidelik in hierdie versie nie. 'n Laerskoolkind kan vir jou sê wat hier staan, want almal het gesondig. En dit ontbreek jou aan die heerlikheid van die Here. Met ander woorde, dit hou jou weg van God se Shekinah heerlikheid. Dit hou jou weg daarvan. Paulus sê daar is geen onderskeid nie. Daar is geen onderskeid tussen mensdom nie, of jy nou Jood is, of jy nou heiden is, of jy nou ryk is, of jy nou arm is, of jy nou mooi is, of jy nou lelik is. Almal het gesondig. Dis wat die versie sê, en dis die 4de gedeelte van die 7 gedeeltes wat ons gaan na kyk. En die 7 gedeeltes wat die Here vir ons opgeteken is natuurlik ook die volmaakte getal,
So jy kan ook kyk na hierdie 7 gedeeltes as 'n volmaakte, God se volmaakte verlossingsplan. Die standaard vir die hemel is volmaaktheid. Ons het laasweek gesê, ons sê vir ons kinders, of jy sê vir iemand, as jy iemand wil aanmoedig, gee net jou beste. In menslike terme is daar niks verkeerd as jy vir iemand sê, doen net jou beste nie. Want ons is nie volmaak nie, so dis nie verkeerd nie. Maar wanneer dit kom by die wet van God, is jy of skuldig, of jy is nie skuldig nie. Jy is of op die regte pad, of jy is op die verlore pad. So wanneer jy kom by jou beste om die wet te doen, is jy nie waar God wil hê jy moet wees nie. En ons staan almal skuldig voor die Here. Maar die goeie nuus is, omdat ons almal in dieselfde situasie is, het God vir almal dieselfde opdrag en dieselfde oplossing. Die kruis van Jesus Christus is die groot gelykmaker van sonde in die mens se lewe. Daarom sê ons gereeld, die grond voor die kruis is gelyk. En dis die enigste pad na geregtigheid. Daar is nie 'n ander pad nie. Daarom sê Paulus, God se geregtigheid is vir ons almal wat glo. Die uitnodiging is onbeperk, maar die toepassing is persoonlik. Wat is die toepassing? Jy moet glo. Soos ons ook in die woordstudie leer, as ek nou vir u vra, en ek herhaal dit self weer, as ek vir jou sal vra, is jy 'n afstandbeheer? Glo jy dat jy 'n afstandbeheer is? Hier in my hand. En die antwoord is ja, en as ek sê nee, dis nie geloof nie, dis 'n feit. Maar wanneer ek hierdie ding weghou in my sak sit, jy sien hom nie, sê ek, glo jy dat die ergste in die kerk 'n afstandbeheer is? Dit is geloof, want die geloof is 'n vaste vertroue op dit wat ons nie kan sien nie. Anderster is dit 'n feit. En dit is die groot verskil. Jy moet glo. Kom ons kyk na die 5de punt. Regverdigheid kom net deur God se genade. Dis 'n geskenk van God. Want Romeine 3 vers 24, kom ons lees dit, sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Jesus Christus is. So wat beteken dit nou om geregverdig te word? Daar's 'n regsterm wat sê om vrygespreek te word deur die hemelse Vader, deur die hemelse regter, as jy dit in daai konteks wil sien. Nie omdat ons onskuldig is nie. Nee, dis nie wat dit sê nie. Maar anders kan ons sê is, omdat ons skuld betaal is, deur Jesus Christus, is ons nou regverdig. Ek verklaar jou vry van sonde, nie omdat jy geregtig en skoon uit jou eie uit is nie, maar omdat jy geregtigheid deur Christus ontvang het as 'n geskenk, deur die bloed van die lam. Let op, Paulus sê hierso, sonder verdienste. Hy sê sonder verdienste, het jy dit raak gesien in vers 24, en hulle word deur sy genade sonder verdienste. Dis gratis, verniet, mahala. Al wat jy moet doen is om die geskenk te vat en dit joune te maak. Jy kan dit nie verdien nie. Dis wat Paulus hier sê. Ons kan nie ons verlossing koop nie. En as jy nou dink, jy het 1 miljoen rand of 10 miljoen rand of 100 miljoen rand in die bank, daarom kan jy rustig op jou stoel gaan sit en agteroor sit en dink, jy het gearriveer en jy het nie Christus nie, sê ek vir jou nou, jy kan dit nie koop nie. Jy kan nie jou pad na Christus toe koop
met jou geld nie. Jy kan selfs nie eers jou pad na God toe kry deur om net die Bybel te lees en nie te doen nie. Want dan is dit maar net 'n boek. Jy kry slim mense, slim teoloë met grade en titels, grade agter en titels voor hulle name, wat vir jou alles van die Bybel kan vertel, maar hulle is so verlore, soos die verlore skaap wat Jesus nagegaan het, en hy het die 99 gelos om agter hom aan te gaan. Soos Jesus self gesê het, aan die dorstiges sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Openbaring 21, hy sal vir ons gee verniet. In die 6ste gedeelte dan, Romeine 3 vers 25, staan daar. Hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys deurdat hy die sondaars ongestraf laat bly het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. Hier kom ons by die kern van die boodskap. En dis die kern van die kruis van Christus. God se geregtigheid verg betaling vir sonde. Ons het 'n liefdevolle God, ons het 'n genadige God, maar is ook 'n geregverdige God, wat sonde nie kan verduld nie, wat sonde nie ongestraf kan laat bly nie. Die loon van die sonde is die dood. En die enigste aanvaarbare offer is sondeloosheid. Of deur jou eie, wat nie moontlik is nie, of deur Jesus Christus. Daarom het God sy seun gestuur, Jesus, gebore uit die maag sonder die sondige natuur van Adam. Hy het aan die kruis gesterf as 'n vervangende offer vir jou en vir my. Sy bloed het die prys betaal wat ons skuld vereis het. Hy het vir ons aan die kruis gehang. En daarom sê Paulus in Efesiërs 1 vers 7. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Aan die kruis het God se toorn oor die sonde en die ontmoeting met sy liefde mekaar ontmoet. Hierdie is die goddelike balans tussen geregtigheid en die genade, die plek waar God se toorn bevredig is en sy barmhartigheid uitgestort is. In die 7de plek en in die laaste plek, God bly regverdig terwyl hy die sondaar regverdig maak. Romeine 3 vers 25 en 26. Ons het 25 reeds gelees, 26 staan daar. Om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self regverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus Christus is. Wat 'n wonderlike waarheid. Selfs terwyl God sondaars vergewe, bly hy regverdig. Waarom? Omdat die straf reeds betaal is deur Jesus Christus. Vir duisende jare het God die sondes van die mens in verdraagsaamheid oorgesien. Maar hy het nie onmiddellik geoordeel nie, soos in die Ou Testament, want hy het vooruitgekyk na die kruis wat hy bewerkstellig het. Tot die volëinding van die tyd gekom het Jesus gekom en aan die kruis is die sonde van die wêreld op hom gelê. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, sodat hy elkeen wat in hom glo nie verlore laat gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek verklaar jou regverdig, sê die Here, want die prys is betaal. 1 Johannes 5 vers 15 sê, hy, en ons kan ook sê sy, onthou in die tekskonteks waarin dit geskryf is, sê 1 Johannes 5 vers 15, ek gaan dit sommer nou nie parafraseer, jy, wat die seun het die lewe.
In dieselfde versie sê die teenoorgestelde. As jy die seun nie, het jy nie die lewe nie. Nie baie moeilik om te verstaan nie. Regheid, eenvoudig vir 'n kind om te verstaan. So die volmaakte plan van God, wat ons gelees het nou, bestaan uit 7 dele, en soos ek sê, ek gaan dit op die groep sit. Die eerste een is, en ek herhaal dit net, hy doen weg met veroordeling deur Jesus Christus. Die tweede, hy openbaar sy eie geregtigheid aan ons. In die derde, hy gee geregtigheid deur geloof in Jesus Christus. En in die vierde plek, hy wys dat almal behoeftig is. Ons almal is skuldig. In die vyfde plek, hy regverdig ons uit genade verniet. Daar's niks wat ons kan doen nie. In die sesde plek, hy betaal die volle prys deur die bloed van Christus. In die sewende plek, hy bly regverdig, terwyl hy die sonde regverdig deur die kruis van Jesus Christus. En dit is 'n opsomming van die evangelie. Ek weet, dit is nou 'n gevorderde vlak. Dit is vir mense wat die evangelie alreeds verstaan, maar dis wat Paulus hier in hierdie gedeelte vir ons opgeteken het. Nie 'n godsdienstige werk nie, maar 'n boodskap van goddelike genade. En ons kan hierdie toepas, ons kan sê, geliefdes, die groot vraag is dan nou vandag. Het jy al die geregtigheid van die Here ontvang? En die antwoord is, ja, ek het, of nee, ek het nie. Nie of jy probeer beter lewe nie, want al probeer jy beter lewe, sal jy klaaglik misluk as jy nie die genade van Jesus Christus het nie. Die vraag is nie vanoggend of jy die Bybel ken nie. Die vraag is nie vanoggend of jy kerk toe gaan, of jy die bid en Bybel lees. Die vraag is, ken hy jou vanoggend? Ken hy jou by die naam? Ken hy jou by die naam? Môre oor môre is dit dalk vir jou te laat. En ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil nou nie die hele storie van Job vertel nie, maar Job het 'n punt van sy lewe gekom. Kyk, ons almal het mos 'n storie. Elkeen van ons het 'n storie, 'n verhaal om te vertel. So het Job ook 'n verhaal vertel, totdat Job naderhand die Here self genader het en in die Here geëis het om hom te verduidelik wat nou hier aangaan. En die Here het vir Job 91 vrae gevra en Job kon nie een antwoord. Nou na gister se haal wat hier by Nigel geval het, en ek seker op ander plekke ook, het dit my baie laat dink aan die een vraag van die 91 wat die Here aan Job gevra het. En ek vra dit ook vir jou vanoggend dat jy sit. En omdat in die woord staan, kan ek vir jou sê, die Here vra dit ook vir jou wat vanoggend hier sit, wat hy vir Job gevra het. As jy nou dink gister se haal wat geval het, Job vra, Jesus het vir Job, of God het vir Job gevra, en hy vra dit vir jou ook vanoggend. Het jy die skatkamers van die hel al gesien? Een vraag van die 91 vrae. Het jy wat hier sit al God se skatkamers net van die hel gesien? Nee. Ons kan nie eers dit sê, ons het dit al gesien. Waar was ons nog toe God, soos hy vir Job sê, die afmetings van die aarde bepaal het? Hy het gesê, Job, jy wat nou dink jy so slim met al jou teorie en jou sieninge, waar was jy toe ek bepaal het hoe groot die aarde mag wees? Job, waar was jy? En daarom is dit vir my en vir jou ook. Waar was ons toe God vir die see gesê het, jy kom tot hier met jou magtige waters en jy kom nie verder? Waar was ons gewees? Of soos wat hy vir Job gevra het, Job, tel jy hoe verdragtig elke bokkie is in die veld, hoe verdragtig sy is? Doen jy dit, Job? Dieselfde geld vir ons vandag. Ons sê net, Here, vergewe ons dat ons gedink het, ons is gearriveer. Vergewe ons, Here, dat ons dink, ons weet alles, ons weet niks nie. As dit nie vir Jesus Christus se kruisdood was nie, was ons verlore. En dis wat ek vir jou vanoggend wil sê. As jy dit vandag glo, dan is dit vir jou ook beskikbaar. Jy hoef nie hierdie goed te verstaan nie.
Al wat jy moet weet is dat Jesus Christus se reddende genade, onverdiend unmerited favor, sê die Bybel, aan jou beskikbaar is. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom na U toe, Here, en ons verklaar dat ons geheel en al van U afhanklik is. Dat ons nie ons volgende asemteug, ons volgende stap sonder U kan gaan nie. Here, ons is skuldig. En ons vra, Here, dat U ons opnuut weer nuut sal maak in die bloed van die lam. Ek vra, Here, dat U hierdie gedeelte, Here, wat U vanoggend vir ons geopenbaar het, kom nuut maak in ons lewe en dit op ons harttafel skryf. Ek vra dit in Jesus se naam. Amen. Ek vir Johan vra om vorentoe te kom. Johan gaan vir ons die nagmaal bedien. Die woord sê vir ons, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. En nou vanmôre net, dan wil ek nou die vraag vra, na aanleiding van wat Ornay nou gepreek het, en met die nagmaal wat op hande is. Ken jy die man van Golgotha? Ken jy die man van Golgotha? Of weet ons net van die man van Golgotha? Jy moet werklik 'n pad stap saam met iemand om te kan sê dat jy ken hom werklik. Ek kan op die kerkraad sit saam met Pieter Bennett, saam met Flip Brink, en dan moet ek sê, ek weet van hulle is 'n kennis, maar ek ken hulle nie werklik nie. Ek weet nie, hoekom hou Flip nie van 'n Toyota nie? Want ek ken hom nie so nie. Ek weet nie, hoekom wil Pieter Bennett nie vellies dra nie? Ek ken hom nie so nie. So vir my, om hulle werklik te leer ken, moet jy gaan en jy moet 'n pad stap, saam met hulle, om hulle te leer ken. So dan vra ek weer die vraag, ken jy die man van Golgotha? So ek gaan nou vir ons 'n lied speel, en dan luister ons na hierdie woorde van hierdie lied, en dan vra jy jouself die vraag af nie, ken jy die man van Golgotha? Of weet ons net wie hy is, van wat ons geleer het net deur die jare, van laerskooltyd af, net deur die kerk, net deur Sondagskool en al sulke goedes nie, stories wat ons net gehoor het? Of ken jy werklik die man van Golgotha? Chris? Elke dag gaan maar verby, net soos 'n ander. Opstaan werk toe huis toe, niks mag verander. Totdat daar eendag iets gebeur, wat jou wêreld aan stukke skeur. Ken jy dan die man van Golgotha? Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem, as hy voor jou staan, sal jy ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Ons drang terug, wanneer hy met ons praat. Eers môre sal ons luister
nou beter raak. Totdat daar eendag iets gebeur. En môre kom jy weer. Ken jy dan die man van Golgotha? Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Ken jy die man van Golgotha? Die een wat jou laste kom dra. Ken jy sy naam, ken jy sy stem? As hy voor jou staan, sal jy hom ken. Ken jy dan die man van Golgotha? Ken jy dan die man van Golgotha? Ons was nou besig gewees met 'n woordstudie. En midde in hierdie woordstudie dan kom hierdie vraagstuk daar op en sê, ken jy die man van Golgotha? En dan moet ek as 'n ouderling voor die gemeente staan en bely en sê, weet jy wat? Ek weet van die man van Golgotha. Maar alles van hom, dit ken ons nie. Ons hoor dinge wat vertel word, dinge wat gesê word. Ons lees die Bybel, ons doen al hierdie dinge. Maar ons ken nie werklik die man van Golgotha nie. Terwyl ons met hierdie woordstudie besig was, hierdie woordstudie was heeltemal iets anderster gewees as dit waaraan 'n mens gewoond is. Die manier waarop die woordstudie aangebied is. Ek kan amper vanmôre vir julle sê dat ons was half in 'n regsaak betrokke gewees. En gemeentelede hier van Grace, ons was as jurylede daar gewees om hierdie saak net te beoordeel wat daar so is. Hierdie hele woordstudie is as 'n regsaak aan ons voorgehou op die uiteinde van die dag. Tinus wat die leier is, wat hierdie saak vir ons voorgelê het, kom met die regsagtergrond uit. En ek kan nou amper vanmôre kan ek sê, die advokaat was daar gewees, die advokaat het daar gesit, en niks wat gesê is, kon gesê word nie, sonder dat dit gestaaf word nie. So elke stukkie inligting wat deurgegee is, het Tinus alles betwyfel en gesê, maar kom ons gaan kyk eers wat staan hier geskryf. So hy het absoluut gegaan en gaan kyk, waar is die bewyse van absoluut alles wat gesê is. Daar is nie net iets gesê en jy moet dit net aanvaar, dat dit is nie soos dit is nie. Dis die eerste keer wat jy besef, as jy gedink het, jy het gearriveer, wat jy besef, hoorie, maar jy ken niks nie. Jy weet nie wat is hier in die gang nie. Midde van hierdie woordstudie en alles in wat Tinus gedoen het, het hy deur die tyd ook vir ons gebly sê, weet jy wat, ek het iets niets ontdek.
in die woord. Dit is verstommend, alles wat daar so uitgekom het, waar ons besef nie die grootheid van God nie. En ons vat die Bybel net so van selfsprekend, dit alles wat daar so is. Maar dan kom dit weer terug, ken jy die man van Golgotha? In laasweek toe sien ek 'n stukkie daarso oor die naam van God, Yahweh. En hulle spel hom Jod-Hy, Waf-Hy. En as jy gaan kyk na die woord Yahweh, en op 'n punt, elke ene van ons, want die woord sê elke tong sal bely, elke knie sal buig, en elke tong sal bely. Dan die woord Yahweh as jy die woord uitspreek, hierdie ou wat nou die ding aangebied het, as jy die woord uitspreek, Yahweh, daai, ja, die begin van dit, is daai eerste asemteug, wat daai babietjie gegee het, soos hy asemhaal, dit is daai, en dan die dag wanneer jy jou asem uitblaas, en dit is klaar, en dit is verby, dan daai laaste sug wat jy gee, dit is verby. So, maak nie saak wat gebeur nie, en ons besef nie dit alles nie, die krag wat in die naam sit, van God nie. Dan vra ons self die vraag, ons praat van Jesus as die lam van God. En dit is net 'n lam, en ons dink in 'n skaap, en die bloed van die lam wat geslag is, en al die tipe van goeders wat daar so is. Maar hoor ek van 'n veearts, dat as 'n slang 'n skaap pik, 'n skaap gaan nie dood van 'n slang pik nie. 'n Skaap is heeltemal immuun teen 'n slangpik. So dan kyk ons na die bloed van die lam. Daai bloed van die lam het die dood reeds oorwin. Maar ons weet dit nie eers nie. Dit is nie deel van ons lewe daai nie. Dit is inligting soos hierdie wat uitkom ook binne in hierdie woordstudie waarmee ons besig was. En ek wil daadwerklik vir julle vra om regtig die moeite te doen om te kom in hierdie woordstudie en goeders by te woon wat in die nuwe jaar gaan begin. Dan is daar dinge wat uitkom dan vra jy vir jouself, wat het Kain en Abel en Josef te doen met die dinge van dit wat geskryf staan in Openbaring? Waar pas hulle in die storie in? Wat het hulle met dit alles uit te waai? Wat het Job uit te waai met die dinge wat binne in Openbaring staan? Hierdie goed is wat ons nie normaalweg hoor of oor praat of iets van die aard nie. Is alles goeders wat binne in hierdie woordstudie uitkom. Waar alles wat Tinus sê, dan gaan hy en dan gaan haal hy die bewys nie. Ons wat daar gesit het, soos ek sê wat lede soos van 'n jury is, wat moet hierdie saak oordeel op die uiteinde van die dag. Jy moet bewyse hê van alles wat daar so is. En in hierdie woordstudie het al hierdie goeders uitgekom. Almal is bewus daarvan, van die ding van Dani Botha wat nou onlangs gebeur het met die wegraping en al sulke tipe van goeders. So, daar's baie stories oor mense wat glo van die pre-tribulation, die mid-tribulation en
die wegraping na die verdrukking en al sulke tipe van goeders. Maar wat sê die woord daadwerklik oor dit? Almal is maklik om net 'n stukkie skrif uit te haal, nee, daar in Matteus en net te sê, nee, hoorie sommer, dit is dit. Maar dis een versie in die Bybel wat hulle vat en net sê, hoorie sommer, dit is dit. Maar is dit werklik so? En omdat hierdie saak, hierdie hele voorlegging aangebied is, nee, soos 'n regsaak, is dit 'n ding wat elke keer aanhoudende, waar's die bewys van dit? Ons soek die bewys van dit wat vorentoe kom. Dan is daar bewyse gaan uitgehaal word, nee, dit word uitgehaal vanuit die Ou Testament regdeur tot by die Nuwe Testament. Die woord sê vir ons net die hele skrif is ingegee tot lering en teregwysing. En ons is te geneig om net 'n stukkie te vat. En ons is te geneig om te luister na wat een persoon oor iets gesê het. En omdat hy dit gesê het, dan vat ons hierdie ding en ons maak dit net die alfa en die omega. En ons sê dit is so. En ons hou daarby vas, en ons is geneig daaroor om daaroor te stry op die uiteinde van die dag, want ek het mos gehoor, nee, Dominee Piet het so gesê, Pastoor Gert het so gesê. Maar, Pastoor Gert het net gegaan en net 'n stukkie skrif gevat, en hy het alles om dit gaan werk, en dit staan so geskryf, jy kan nie stry oor dit nie, maar as jy nie die kennis het, van alles wat in die woord geskryf staan nie, dan kan ons nie teen hierdie goeie stry nie. En ek wil nou vanmôre wil ek kom en vir julle vra, nee. Die 18de Januarie, dan begin hierdie hele lering weer van vooraf. Daar is soveel inligting net, dat jy kan nie alles net inneem nie. So, van die 18de Januarie af, nee, 4:00 die middag, dan gaan dit, hierso binne in die kerk, nee, gaan dit aangebied word. En ek kan genuine, kan ek vir julle sê, luister mense, dit is absoluut die moeite werd, om die tyd uit te koop, en die moeite te doen, en te kom, nee, en te kom luister na hierdie lering. Hierdie hele lering, dit gaan alles oor openbaring. En dit sal vir jou heeltemal 'n ander perspektief gee. En ek glo, nee, dat dit is die manier, nee, wat jy kan leer, en waar ons op die uiteinde van die dag op 'n punt kan kom en kan sê, nee, maar ek ken die man van Golgotha. Ek kan sy stem hoor net tussen 'n skare, sal ek sy stem kan hoor, en weet, nee, dis die man van Golgotha. Jesus het 'n dierprys vir ons betaal aan die kruishout. En ek dink net die minste wat ons kan doen is om werklik die moeite te probeer doen en die man van Golgotha werklik te leer ken. Vir wie hy is, wat hy is, dit alles wat in die woord geskryf staan, wat ons baie keer net 'n stukkie woord lees, maar ons besef nie werklik nie, wat beteken daai woord regtig nie. Hoekom was Jona in 'n vis se maag gewees vir 3 dae gewees? Weet, hoekom dit nie? Maar deel binne in al hierdie leringe nie, dan sien jy dat al hierdie goedes het verband. Daar's 'n verband nie, daar's 'n goue draad wat deurloop tussen al hierdie gebeurtenisse nie, wat binne in die woord is. En dis al hierdie dinge wat jy net verstom sit, en wow, wat is hier in die gang? Ek het nie geweet nie. So daar's werklik baie moeite gedoen nie, en daarom kan ek vanmôre nie julle aanmoedig en vra, asseblief nie, doen die moeite, koop die tyd uit, kom volgende jaar die 18de Januarie op 'n Sondagmiddag nie, en kom word deel van hierdie groep van lede nie, van hierdie jury,
en kom ervaar God soos hy werklik is. Dankie. So ons kan nou oorgaan na die nagmaal, en ek vra die ouderlinge wat help met die nagmaal, dan kan hulle maar so lank vorentoe kom in tussentyd. Van die nagmaal gepraat, vra ek nou vanmôre ook, waar kom die nagmaal dan nou eintlik vandaan? Waar het nagmaal sy oorsprong gekry, of is dit nou maar net iets wat ons mos nou maar eerste Sondag van die maand doen, en ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Die Jode, hulle vier Pasga, ter herinnering van Israel se uittog uit Egipte uit, toe die Here die Israeliete uitgered het, uit Egipte uit. So dit is waar die Pasga vandaan kom. So op daai stadium moes hulle bloed gevat het, en hulle het bloed aan die deurposte wat hulle gesmeer het nie. Die bloed van 'n lam het hulle aan deurposte gesmeer. En dan het die doodsengel by hierdie huise en goedes verbygegaan, daar waar die bloed aan was. En hy het verbygegaan, hy was nie daarin gewees nie. So is daai mense nie gered wat daar so is nie, of vrygespreek van die dood op daai stadium. So, dan lees ons in Matteus 26, vers 17 tot 20. Dis die laaste Pasga wat Jesus gevier het. En dis eintlik die begin van die heilige nagmaal. En op die eerste dag van die ongesuurde brode, kom die disippels na Jesus en sê vir hom, waar wil u hê, moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? En hy antwoord, gaan na die stad, gaan na 'n sekere iemand en sê vir hom, die meester laat weet, my tyd is naby. By jou sal ek die Pasga hou met my disippels. Daarop het die disippels gedoen, soos Jesus hulle beveel het, en hulle het die Pasga berei. En toe dit aand geword het, was hy met die 12 aan tafel. So daar het Jesus saam met hulle gesit, en hulle het by mekaar gekom, om die Pasga te eet. Dis die ding gewees nie van dit alles. En daai selfde aand wat hulle daar by mekaar gekom het nie, dit is daar wat Jesus nie dit alles verander het. So ons gaan eers die nagmaal bedien, en dan hou ons vas aan die broodjie, en dan lees ons weer verder, en dan vat ons daarvan af verder. Kom ons maak net die oë toe. Vader God, ons kom vanmôre en ons kom sê vir die dankie, Here. Dankie, Here, nie vir die voorreg wat ons het om in u naam te kan vergader. Dankie, Here, dat ons weet nie dat u hier in ons midde is, Here. Vader, want u woord sê vir ons, waar daar 2 of 3 in u naam vergader, daar is u in ons midde. Vader God, en ons kom vanmôre en ons kom sê vir die dankie, Here, nie dat ons aan 'n nagmaaltafel kan sit, Here. Here God, en dat ons die nagmaal met u kan deel, dat ons deel kan wees van dit alles, Here. Vader, en ons kom vanmôre en uit die diepste uit van ons harte kom ons en ons kom sê, dankie, Here. Dankie, Here, vir die dierprys wat Jesus Christus vir ons as mens aan 'n kruishout op Golgotha betaal het. Dankie, Here, vir die bloed van die lam wat gevloei het, sodat ons as mens gered kan word. Here, ons sondes afgewas deur die bloed van die lam. Die dood oorwin deur die bloed van die lam. Vader God, en ons sê vir die dankie daarvoor. Here, en daarom bid ek en ek vra dat u ons sal seën met die gebruik van die nagmaal vanmôre. En ons dankie daarvoor in Jesus Christus naam. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit, en hy gee dit aan sy disippels en sê, neem eet, dit is my liggaam
Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Maar ek sê vir julle, ek sal van nou af nooit meer van hierdie vrug van die wynstok drink, tot op daardie dag, wanneer ek dit met julle nuut sal drink in die koninkryk van my Vader. En ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons kan maar staan.